Goeiemôre. Jy luister na die 67ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is: Hoe sê mens dankie? Nadat ons gister gesels het oor dankbare genoegdoening of trots in ons eie lewe, praat ons vanmôre oor die mense op wie ons trots is. My gedagtes gaan nou sommer onmiddellik na die skoolkonsertjies. As jou kind of kleinkind se voetjies oor die verhoog skuifel vir hulle opvoering, gedigvoorlesing, sang, voordrag of toneelspel. Kyk, in die groter konteks van tyd en kosmos, is dit so 'n onbenullige klein oombliekie, wat heel moontlik gevul is met foutjies, aarzeling, struikeling, vergete reëls, haakplekke of watter imperfeksie ook al. Maar, in die konteks van 'n ouer of grootouer se trots, is die oomblik groter as toe ons in 95 die wêreldbeker gewen het. Wie van julle kan onthou toe Chad le Clos in 2012 die goue medalje gewen het in die 200 meter swem? Ek sou dit nie onthou het nie. Was dit nie vir die pa van Chad le Clos nie? Kan jy daardie onderhoud onthou wat byna ewe bekend geword het as die goue medalje self? Pas nadat Chad die medalje verower het, het 'n verslaggewer na die pa toe gegaan en met hom 'n onderhoud gevoer. Die verslaggewer het begin deur te sê, "And there is your boy down there. I think he can hardly believe it himself. Not only that he's won the Olympic medal, but that he's beaten Michael Phelps." Met die ekstatiese stem van 'n trotse pa het hy hees geantwoord, "Well, this is him. This is beautiful. Look at this. What a beautiful boy. He's unbelievable. He's committed like you cannot believe. He's the most down-to-earth, beautiful boy you'll ever meet in your life. Oh, I love him." Kan jy dit onthou? As jy dit nie gesien het nie of lanklaas daarna gekyk het, gaan Google dit en kyk weer 'n slag daarna. En luister net na sy woorde en die trots wat hy beskryf. Want jy gehoor waaroor is hy trots? Hy het interessant genoeg nie eendag na die medalje verwys nie, maar na sy seun se toewyding en sy nederigheid. En hoe mooi hy vir hom is. Maar meer as enigiets anders, is die vreugdevolle liefde wat uit sy hart borrel vir sy seun. Neem vanmôre tyd en dink aan die mense in jou lewe op wie jy trots is. Dink 'n bietjie daaroor na. Wie is daar in jou lewe oor wie jy trots is? Martin Seligman en ander positiewe sielkundiges maak dit hulle werk om uit te vind wat dit is wat mense gelukkig maak. Dis 'n hele ontwikkeling in die sielkunde. Vir baie lank, vir die langste tyd in sielkunde, het mense hoofsaaklik gefokus op dit wat verkeerd is met ons, dit wat ons ongelukkig maak, of wat ons laat wanfunksioneer. Maar die been van die positiewe sielkunde kyk na dit wat ons laat floreer. Miskien sal jy onthou dat ons in 2022, vir diegene wat toe ingeskakel was by hierdie reeks, reeds gepraat het oor Martin Seligman se boek Flourish. Nou, navorsers in positiewe sielkunde het 'n interessante ontdekking gemaak, naamlik dat mense wat vir 'n ander persoon dankie sê, nie alleen daardie persoon verbly nie, dit ook, maar op sigself 'n verhoogde ervaring in hulle eie emosies ervaar. Martin Seligman stel die volgende voor. Maak toe jou oë. Dink aan iemand wat vandag steeds leef en wat jare gelede vir jou iets beteken het wat jou lewe positief beïnvloed het. Iemand wat jy nooit werklik bedank het nie. Iemand wat jy binne die volgende paar dae kan gaan sien of kan skakel. Of net 'n boodskap voor kan stuur. Het jy daardie persoon se gesig voor jou? Jou opdrag is om aan hulle 'n dankie sê brief te skryf. En as jy kan, om dit in persoon vir hulle af te lewer. Die brief moet konkreet wees en ongeveer 300 woorde lank.
Wees spesifiek oor dit wat die persoon vir jou beteken het en hoe dit jou lewe geaffekteer het. Sê vir die persoon wat jy nou doen en noem dan hoe dikwels jy dink aan die gawe wat hulle vir jou gegee het. Ek het juis gister onthou wat Martin Seligman geskryf het, nadat ek vir iemand wat 'n enorme invloed in my lewe gehad het, gister so 'n boodskap gestuur het. My hart is net so gevul met dankbaarheid en die gevoel van seën en ook trots oor hierdie persoon se lewe, wat so groot invloed in my lewe gehad het. So, skryf so 'n brief vandag, maak 'n oproep, of gaan besoek so iemand, en sê net vir hulle dankie. Dit kan 'n brief wees aan 'n gesins- of 'n familielid, maar ook 'n onderwyser, 'n jeugmentor, 'n sielkundige, beraader, vriend of vriendin, enige iemand. Seligman noem dat dit 'n dankbaarheidsbesoek moet wees. Hoewel hy voorstel dat dit in persoon moet wees, sou ek nie dink dat 'n mens dit daartoe moet beperk nie. Die persoon mag dalk ver van jou af bly, en dan is dit haas onmoontlik om die opdrag uit te voer. 'n E-pos, WhatsApp of telefoonoproep kan baie goed werk. Dit hoef ook nie iemand te wees wat lank gelede so invloed in jou lewe gehad het nie. Dit kan ook onlangs wees. Miskien gaan jy vreemd vind wat ek volgende sê. Ek wonder of 'n mens nie ook 'n dankbaarheidsbrief kan skryf vir iemand wat al oorlede is nie. Seligman sê dit moet iemand wees wat nog leef, maar ek betrap my soms dat ek met my pa gesels, wat nie meer by ons is nie. Dan is dit asof my gedagtes sommer net vir hom dankie sê vir iets wat hy my geleer het, of wat hy gedoen het, of wat hy vermag het. En die punt daarvan is natuurlik nie dat ek dink my pa my hoor nie. Maar ek weet nie, dit vul 'n spasie in my hart van dankbaarheid wat my lewe net vol maak en ek uiteindelik dankbaar voor is. Dankbaarheid het 'n towerkrag, ek is seker daarvan. Op 'n stadium in my lewe het ek 'n gesegde neergeskryf wat by my opgekom het. Dankbaarheid is die teenvoeter vir gierigheid. Maar dankbaarheid is ook die beste teenvoeter vir depressie of neerslagtigheid. Dankbaarheid neem ons selfs verder as dit, veel verder. 'n Dankbare mens is 'n gelukkiger mens, 'n vervulde mens. Dit as Paulus in die tronk kan sit en hy moedig die gemeente aan in Filippense. Wees altyd bly. Ek herhaal, wees bly. Hy sê dit ook in Kolossense 3 en in Kolossense 4 sê hy, volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. Hoe sê 'n mens dankie vir alles wat ons ontvang, van God en van ander? Sê dit vanmôre in 'n gebed, skryf daardie brief, doen daardie besoek, skakel, stuur 'n WhatsApp of 'n e-pos. Hoe sê mens dankie? Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vanmôre vir u goedheid in ons lewe, elke dag. Die oneindigheid van al die seëninge wat u uit die hemel oor ons lewens neerstort. Ons kan 100 leeftye lank leef en nog steeds nie genoeg tyd hê om u te bedank vir dit alles nie. Dankie Here. En dankie Here vir u goedheid in die mense rondom ons, wat ons lewens oneindig diep seën, volmaak, wat op kritieke tye in ons lewens ingetree het, om vir ons die pad te wys, te vertroos of moed in te praat. Dankie dat u vir ons goed is, elke dag van ons lewens. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. C.J. Langenhoven het gesê, maak in die somer hout by mekaar en sit in die winter by die vuur. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.